Ons kry nou meer inligting hieroor by Gerard Papenfoes, uitvoerende hoof van NEASA. Gerard, goeiemôre, welkom by die program. Hallo Susan, môre aan almal. Daar is verskeie sektore wat die swaarste werksverliese gehad het, soos handel, die gemeenskapsdienste, konstruksie en nywerheid. Sien ons dan direk ook dat lewensonderhoud en verbruikerspatrone verander saam met hierdie samestelling van hierdie syfers? Wel, die af van die saak, die ekonomie kry swaar. Die ekonomie kry swaar, besteedbare inkomste word minder. En dit het uiteraard impak op besigheid. Jy moet geld spandeer, besigheid verkoop goed, dienste of goedere. En as die geld minder raak, dan kry besigheid swaar en dan neem hulle stappe. Nou hier wys dit dat 80.000 mense, dis nie 80.000 mense het in werklikheid hulle werk verloor in die tweede kwartaal. So dit is nie net dat minder mense in diens geneem word nie, maar mense verloor hulle werk. Dit is negatief. Dit is 'n tendens in die vorige 12 maande 229.000 werksgeleenthede verlore gegaan en op hierdie traject sal self dit 'n bietjie oorskry word. Gerard, ons sien ook dat alhoewel daar heel wat werkverliese was in hierdie kwartaal, was daar ook 'n effense styging in verdienste gewees in basiese salarisse, maar dat bonusse en oortydbetalings gedaal het. Sien die mens hier iets van werkgewers se benadering tot die arbeidsmark om eintlik maar in besigheid te bly? Wel, dit dui daarop dat verhogings is laer. Daar's besnoeiings op oortyd. Nou, besnoeiing op oortyd impliseer dat daar is minder werk. Jy's nog nie daar waar jy moet snoei in jou werksmag nie, maar jy werk nie meer oortyd nie, want daar's nie werk nie. Dis nie nodig om oortyd te werk nie. En bonusse is gesny. Dit dui op minder geld van besigheid om aan werkers te betaal. So jy sny eerstens aan jou die tipe van verhoging wat jy gee laat verhoging, sny oortyd, sny in bonusse. Dis die eerste stap. Die volgende stap word korttyd. Snoei van werksure. Die volgende stap is afleggings. En die 80.000 dui op afleggings. So dit is so die stappe die een op die ander toeneem wanneer die sakesektor swaar kry. Dit is altyd goed vir die ekonomie as besighede oopbly. Ons het ook gesien, daar was heel wat besighede wat hulle deure ook gesluit het, meer as 1000 hier teen einde Augustus wat daardie syfer uitgekom het. Wat kan besighede doen om meer veerkragtig te wees? Is dit diversifisering? Wat kan besighede doen om werksverliese te keer, maar ook om steeds in besigheid te bly? Maar kom ons kyk eers na wat is die oorsaak van hierdie ding. Wanneer daar ekonomiese toestande is wat ongunstig is, wanneer in ons geval is daar gebrek aan sakevertroue, wanneer wil besigheid nie kansse vat nie, wanneer wil hulle nie risiko's neem nie, is wanneer hulle skugter raak. Dis soos 'n bok, as hy bang is, hardloop hy weg. Die regering doen alles in hulle vermoë om besigheid af te skrik. As jy praat van onteiening sonder vergoeding, en dis iets wat ons weet nou alreeds besig is om te gebeur. Dit is mos nou, wie wil in boerdery nog belê, terwyl daar 'n kans is dat die goed wat jy voor betaal het van jou weggeneem kan word sonder vergoeding. Wie wil in 'n besigheid belê as jy onder die gevaar loop dat die staat vir jou sê, luister, jy kan nie verder gaan in hierdie besigheid tensy jy eienaarskap prys gee, swart ekonomiese bemagtiging, wanneer die staat inmeng om vir jou te sê wie jy moet aanstel, wanneer die staat vir jou sê jy moet op 'n sekere kleurskema aanstel, en as jy hierdie goed van die werkgewer wegneem,
dan raak hy skugter. So hy wil nie belê nie. En die privaat sektor se geld word in beleggings vasgehou. Hulle hou terug. Dis duidelik hiervoor. Dis nie teenstaande doen besigheid nog steeds goed, want ons moet oorleef, en as jy moet oorleef, jy weet, of jy gaan op of jy gaan af. So besigheid, die feit dat ons daar so min werksverliese is, dui op die sterkte en die veerkragtigheid van besigheid reeds. So, dit kon baie slegter gewees het. Te midde van hierdie toestande doen ons eintlik nog goed. Dit kon baie erger gewees het. So, jy weet, ek dink besigheid doen in elk geval al hierdie goeders, alles moontlik. Is besigheid besig om vandag te innoveer, planne te maak. Dit is wat hulle doen elke dag. Dit is making new plans. Dit is wat besigheid doen. Maar die ekonomiese omstandighede is ongunstig. Die staat skep ekonomiese omstandighede wat ongunstig is. Ons leef in 'n land wat oorloop van melk en honing. As hierdie goed net ontsluit word, as die privaat sektor se hande losgemaak word, kan hierdie plek bloei in maande. Ek is bly jy sê dit, want daar moet altyd, ek dink 'n mens moet die positiewe in die geleenthede soek waar jy sien dat daar tekortkominge is. En ek wil net laasens vir jou vra, Gerard, jou raad aan werkgewers, maar ook werknemers om in hierdie ekonomiese klimaat te oorleef, net so kortliks. Wel, mens moet in ag neem wat ekonomiese omstandighede is, en jy kan nie jou oë sluit vir wat sleg is nie, maar jy moet nie jou oë daarop gefestig hou nie, want wanneer jy teen hierdie ding vaskyk, dan moet jy in terme van kreatiwiteit, jou hande hang slap, jy word pap. Dit is wat vrees doen. Moenie hierdie moet nie jou fokus word nie. Kreatiwiteit gedei in 'n atmosfeer van hoop. So moenie as werkgewers veral en skep die klimaat van hoop binne jou omgewing, binne jou werksomgewing. Moenie jou oë gefestig hou op die donker goed nie. Dit gaan jou hande slap maak. Gerard, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Voorspoed ook vir die werk wat julle doen by NEASA. Baie dankie, Susan. Gerard Papenfoes, uitvoerende hoof van NEASA.